inmeng met die uitsending wat hier vanaand uitgaan. Ons soek die aangesig van die Here. Ons is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat gegroei tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ek lees vir ons die afscheidsbrief gebore op 9 Junie 1949 en oorlede op 23 September 2025. Dit het onze Vader, skepper van hemel en aarde, om my geliefde echtgenote, moeder, en dat sy ten spyte van lyding nogtans in die Here gejubel het. Sy genade was ook vir haar genoeg. Die gebed van Koos du Plessis was vir haar van besondere betekenis. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my, Heer, vanaand daarheen. Sy was ook lief vir Lise Beekman, sy ewigheid en stilte. Ons is diep dankbaar vir haar liefdevolle geaardheid en geloof in haar Skepper. Die brief is opgestel deur haar bedroefde eggenoot en al haar geliefdes. Kom ons sing nou saam van Psalm 42. Psalm 42, ons sing daar van die 4de en die 5de verse. U vind dit op die blaadjie. Maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Psalm 42 vers 4 en 5 en daarna bid ons saam. Your
Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ook op 'n dag soos hierdie, maar ook elke dag van ons lewe, ons gebed tot U mag opstrewe. Want U is die bronwel van ons lewe. U het ons U kinders gemaak. U het ons lief gehad van ewigheid af. Ons in ons lewe geroep deur U woord en U Gees tot die ware geloof, aan ons die wedergeboorte gegee, sodat ons mag lewe tot in alle ewigheid. Aan Jesus Christus mag behoort, wat ons met sy kosbare bloed gekoop het, dat ons met liggaam en siel in lewe en in sterwe sy eiendom mag wees. Ons het die woorde om die rykdom en die diepte van U genade en U liefde te besing nie. En daarom bring ons ook op 'n dag soos hierdie aan U alleen al die lof en die dank en die aanbidding. Want U beskik oor die lewe en oor die dood. En op U tyd neem U kinders by U in die ewige heerlikheid. Ons bid dat U Gert en Suzette se dierbares, Gert self, met almal wat U aan hom gegee het, al die dierbares, kinders, broer en suster van Suzette, met hulle dierbares, almal van ons, wat die geloofspad saam met Suzette kon loop, en wie se lewens deur haar verryk kon word, deur haar geduld, deur haar sagmoedigheid, deur haar standvastigheid in die geloof. Ons bid dat U ons almal baie ryklik sal vertroos. U is die God van alle vertroosting. En U het U Heilige Gees aan ons gegee as ons trooster, wat ons aan Jesus Christus verbind, een met hom maak, wat by ons bly tot in alle ewigheid. Ons dank U dat ons ook nou ons troos mag soek in U lewende woord, wat die enigste bron van troos in ons lewe mag wees. Seën ons en verlig ons harte en verstand deur U Gees. Ons vra dit alles van U, alleen om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam die tweede lied wat U daar vind, Skrifbereining 18:6, al 15 verse. Dit is die beruiming van Openbaring 21, die uitsig
op die nuwe Jerusalem, die stad wat fondamente het. Kom ons sing saam Skrifreading 18:6, al 5 verse. Posisie van hierdie Geliefde kinders van Suzette, Fani en Jolandi Swart, met hulle kinders Stefan en Leandri, en Dirkie en Ansie Swart, wat in Australië is, met hulle kinders Christo en Jessie, Sanet Du Plessis, dogter van Suzette, met haar kinders Sander en Regard, die broer van Suzette, Pieter en Silje Mostert, en kinders, en die suster van Suzette, Elsa Rautenbach, en haar kinders, en dan ook Gert sy eie kinders, Theo en Lydia, en hulle kinders wat in Amerika woon, Chris en sy vriendin Carla, wat vandag hier mag saam wees met ons, Dani en Marlies Stoop, met hulle seuns Koetser en Geert en DJ. Ek gaan vir ons lees
uit die boek Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 14. Ek het by 'n vorige geleentheid die woord uit hierdie selfde gedeelte bedien, maar Gert het versoek dat ek dit weer sal herhaal. En ek doen dit graag. Die woord van die Here is altyd nuut en altyd onuitputlik. Ons lees saam die eerste 19 verse van Johannes hoofstuk 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my woon, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Ons neem as fokusverse vir die prediking die eerste 3 verse van Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei.
En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Geliefde familie, vriende, broers en susters, ons fokusverse is die woorde van ons middelaar aan sy disippels in die nag waarin hy verraai is, voordat hy deur die ontsettende dood van die kruis van hulle weggeskeer is. Dit was die dieptepunt van sy lyding, sy sterwe aan die kruis, die dood, die ewige dood van Godverlatenheid, wat hy daar sou sterf. Is dit nou nie opmerklik nie, dat hy in hierdie gedeelte wat ons gelees het, nie 'n enkele woord van sy ontsettende lyde sê nie. Dit wat nog in hierdie selfde nag en die volgende dag sou gebeur. Hy het wel op ander plekke van sy lyde en sy sterwe gepraat, maar in hierdie laaste woorde aan sy disippels sê hy nie 'n woord daarvan nie. Want hy dink aan hulle en aan ons. En daarom spreek hy hierdie wonderlike troostwoord. Een van die verklaarders sê, dit is so sagte musiek, die sagte musiek van sy vertroosting in hierdie nag van afskeid. Dis ook 'n troostwoord met die oog op sy hemelvaart. Sy afskeid van hulle wat sy menslike natuur betref. Hy kyk reeds in hierdie oomblikke by die graf en die dood verby, by die kruis. Hy kyk na die Olyfberg, van waar hy sou opvaar. Hy kyk baie verder, na die hemel, waar hy nou sit aan die regterhand van sy Vader, en vir ons intree op hierdie oomblik. Sy woorde sien op die tyd tussen sy hemelvaart en sy wederkoms, die tyd waarin ons nou leef. So is dit ook sy troostwoord aan ons, op ons lewenspad, en in besonder in die nagte van ons lewe, as ons dierbares deur die dood van ons weggeneem word, ook as die oomblik van ons eie sterwe aanbreek. Hy is as mens nie meer by ons nie. En tog beloof hy in Matteus 28, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En daarmee bedoel hy, soos ons dit ook bely, dat hy na sy menslike natuur nou in die hemel is, maar na sy godheid, sy majesteit, sy gees, wyk hy nooit meer van ons nie. En in die hemel
Is hy elke oomblik by ons betrokke? Is hy in ons belang besig? Tree hy vir ons in. Hy is besig om ons ewige bestemming voor te berei. Die Vaderhuis met sy baie woninge, die hemelse heerlikheid, waar daar net liefde en volmaakte geluk en onuitspreeklike blydskap sal wees, waar daar geen dood meer sal wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, soos ons lees in Openbaring 21, waar elke kind van God sy en haar eie woning het, 'n woning in die volmaakte sin van die woord, spesiaal en met die grootste sorg en liefde gereed gemaak. En die belangrikste van alles, vir altyd by die Here, in die mees intieme teenwoordigheid en koesterende liefde van ons hemelse Vader. En hy is besig om ons vir ons ewige bestemming gereed te maak. Ons te laat groei in die heiligmaking. Ons te louter in die smeltkroes van die lewe. Totdat en sodat die goud van ons geloof helder blink. En dan kom hy ons haal om te wees waar hy is. Die digter Tosius het dit wonderlik verwoord in die volgende woorde: in die sterwensuur kom hy na ons toe en lei ons in die heerlikheid in. Vir Suzette het hierdie heerlike oomblik Dinsdagoggend vroeg aangebreek. Na 'n lewe waarin sy veral die laaste 3 jaar soveel siekte en lyding en beproewing ervaar het, maar wat sy met soveel geduld en soveel geloofskrag en soveel blymoedigheid gedra het. Ons het dit almal wat met haar in aanraking was beleef. Ek het nie eenmaal by haar gekom en vir haar gevra, hoe gaan dit, Suzette nie? Of sy het gesê, dit gaan goed. Daar was geen opstand nie. En Dinsdagoggend het die ewige dag vir haar gebreek. Sy kon ervaar wat Tosius ook so aangrypend onder woorde gebring het. God sê, ek het die kruis nou ver genoeg gedra. Ek hef my oë op en ja, daar sien ek die Vaderhuis. Nie almal spreek dit in soveel woorde uit nie.
Maar elke ware gelowige ervaar dit, omdat ons glo, soos Suzette geglo het. Die geloof, so sien ons in ons teksverse, die geloof is die antwoord op alle ontsteltenis. Die geloof maak dat daar geen doodsvrees hoef te wees. Daarom sê Jesus vir sy disippels en vir ons, glo in God. Glo ook in my. Ons kom met God nooit bedroe uit nie. Ook nie met Christus nie. Hy kan evenmin as God ondergaan. Hy is dan self God, saam met die Vader en die Gees. En daarom is sy woorde voor sy kruisiging so ontzaglik troosvol. In hom het ons die alvermoënde middelaar. Hy het die dood en die magte van die hel oorwin. Hy het ons sonde uitgedelg en ons met God versoen. Vir hom was die nag van ons teks 'n nag van die grootste benoudheid. 'n nag van die bloedsweet van Getsemane, wat uitgeloop het op die helse benoudheid en God verlatenheid aan die kruis. Maar hy het oorwin. Hy het opgestaan uit die dood. Dit is deur sy lyding dat hy die toegang tot die Vaderhuis vir ons moontlik gemaak het. En nou is ons sterwe 'n hemelvaart, 'n tuiskoms in sy Vaderarms, tot op die dag van Christus se wederkoms op die wolke, wanneer ons fokusverse finaal en volkome in vervulling gaan, wanneer ook ons liggame sal opstaan en met ons siele verenig word en gelykvormig aan die verheerlikte liggaam van ons Here Jesus Christus. Dit is ons troos vandag. Julle as haar dierbares en familie en ons as geloofsgenote, ons kan by ons hartseer en by ons gemis net met soveel dankbaarheid en soveel aangename herinneringe terugdink aan haar lewe. Wat 'n wonderlike getuienis het daar nie van haar uitgegaan nie. Tot op die laaste, haar kinderlike, standvastige geloof was die blywende en die uitnemendste. Sy behoort aan haar Verlosser, met liggaam en siel vir tyd en vir ewigheid. En daarom weet ons, het haar Verlosser haar tegemoet gekom en gelei na die heerlike geweste
van die drie-enige God, van sy engele en sy gesaligdes. En nou is ons nog hier, maar hy dra en hy vertroos ons, soos hy julle gedra het, veral deur die laaste 3,5 jaar, elke dag, vir Gert en sy kinders, kleinkinders, vir almal wat met haar in aanraking kon kom, haar broer en suster, almal wat vir haar dierbaar was, soos hy julle gedra het, toe ons moes toekyk, magteloos toekyk, hoe dat die siekte elke dag maar net toeneem. Ons plek is nog nie gereed nie. En ons is nog nie gereed vir ons plek nie. Maar ook vir ons geld die belofte van ons teks. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En die wonderlike woorde van vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Eers deur sy Heilige Gees wat hy gestuur het, ons trooster, wat in ons harte woon en werk elke dag, en uiteindelik met sy wederkoms op die wolke van die hemel. Hy is elke oomblik en elke tree by en met ons op pad na die Vaderhuis. Op God se tyd mag ons die pelgrimspoor van ons dierbare, ook van Suzette, volg. Genade, alles genade. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader, wat in die hemel is, dank u vir u lewende woord, waardeur ons ook nou en elke dag getroos mag word. Ons dank u dat Jezus Christus by en met ons is, deur sy woord en deur sy gees, deur sy godheid en majesteit en genade, sodat ons nooit alleen is nie. Ons dank u vir die lewe van Suzette. Ons dank u dat u aan haar eie familie en aan Gert en sy familie soveel gegee het. Ons dank u dat u hulle vir 17 jaar aan mekaar gegee het in die huwelik. 'n huwelik wat gespreek het van geluk, van liefde, van u oneindige genade. Ons dank u vir al die krag wat u veral aan Gert gegee het,
om haar met soveel liefde en soveel deernis by te staan en te ondersteun en te versorg. Ons dank U vir die tyd hier in die versorgingseenheid, vir die wonderlike verpleegpersoneel wat haar dag en nag versorg en gedra het en alles vir haar gedoen het wat hulle kon. Wil U hulle ook baie ryklik vertroos en baie ryklik seën in hulle kosbare werk. Lei ons hiervandaan verder op die pad van die geloof, ook in dae van donkerheid en hartseer en gemis, maar rig ons oë en ons harte op die dag van die wederkoms van Christus, die dag van die opstanding, die dag wat ons die Vaderhuis mag binnegaan. Ons vra dit alles van U in die naam van ons Here en Verlosser. Amen. Ek wil nou graag geleentheid gee aan die skoonseun van Gert en Suzette, Dani Stroop, om enkele bedankings te kon doen. Dankie, Prof. Kali. Moet maar verskoon, ek is nie gewoond aan die kant van die toonbank nie. Voordat ek by die bedankings kom, wil ek net sê, daar is 'n selfoon gevind hier langsaan in die biblioteek, of wat ook as 'n konsistorie dien, by die badkamer gedeelte. Binne-in is 'n kaartjie van 'n J. Maree. As dit U selfoon is, hy is beskikbaar by die susters hier langsaan by die versorgingseenheid. Dan kan U hom net daar gaan kry. Dan is dit vir my 'n voorreg om namens Pa Gert en die familie aan die volgende mense en instansies dankie te sê. En hierdie woorde kom van Pa Gert self, die eerste lyn. In die eerste plek dank en eer aan die Here vir 17 mooi en geseënde huweliksjare wat Pa Gert met Suzette gehad het. Dan bedank die familie ook graag die dokters wat haar die afgelope 3 jaar behandel het, en Suster Soreta Silje en al haar personeel wat haar met soveel deernis en liefde versorg het oor die 3 jaar. Ook 'n woord van dank aan Prof. Kali vir die gereelde, die troostvolle besoeke in die versorgingseenheid en ook om die troostdiens vandag vir ons waar te neem. Dan ook Dominee Jannes van Duyk vir sy talle troostvolle besoeke en die waarneem van die ter aarde bestelling vooraf vanoggend. Ook dankie aan die vriende en die familie vir boodskappe en oproepe, te veel om te noem ter ondersteuning en U teenwoordigheid vandag hier wat van harte waardeer word, veral die wat groot moeite gedoen het en van ver af dit bywoon. Dan ook Freddy Swanepoel, begrafnisdienste en sy dogter, wat al die reëlings getref het en veral vir die deernisvolle wyse
waarop alles hanteer is. Die susters van die gereformeerde kerk Potchefstroom, wat vir die verversingsverantwoordelikheid aanvaar het. Dan ook Geert Stoop vir die ontwerp en saamstel van die begrafnisbrief, en Gert Kreer wat vir ons met die skakel en die uitsending van die troostdiens vanoggend gehelp het. Huis Eikelaan se bestuur ook vir die beskikbaarheid van die kapel en die saal wat ons hierna 'n paar verversings gaan geniet, en dan aan enige en elkeen wat uitgelaat is uit hierdie lysie, soos byvoorbeeld ons gewaardeerde oraliste Magda. Baie dankie. Dankie aan elkeen wat per ongeluk dan uitgelaat is. U word almal hartlik uitgenooi na die saal van Huis Eikelaan. Dit is so 2 deure verder na die kant toe, en daar kan u oor 'n paar verversings verder met ons meeleef en verder kuier. Baie dankie. Baie dankie aan Dani. Ons gaan nou afsluit deur die beruiming van die Onse Vader saam te sing. U vind dit agter op die blaadjie. Ja, ek het nagelaat in die begin, ekskuus, om net te noem dat as draers by die graf opgetree het Sanet Du Plessis, die dogter van Suzette, Gert van Blerk, haar eggenoot Sander Du Plessis, 'n kleinseun, Stefan Swart, 'n kleinseun, Pieter Mostert, haar broer, en Elsa Rautenbach, haar suster. Ons sing nou saam die beruiming van die Onse Vader, en daarna bid ons om die seën van die Here.
bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.